Dit lyk nou vreeslik baie. Ek het nie besef dit is so baie nie, maar soos die preek aangaan, sal jy sien hoe kom hulle daar is. Ek verwys in die meeste gevalle net so vinnig na iets. Hierdie week het beloof dat ons oor die Onse Vader gaan praat en ons is amptelik daar. Ek moet miskien net 'n paar vrae vra voor ons begin. Hoe bid 'n mens? Wat is werklik gebed en wat is nie gebed nie? Wanneer is dit nou gebed en wanneer is dit nie gebed nie? Watter dele van gebed is die essensie van gebed? Of is alles wat ons doen net gebed? Dan is 'n volgende vraag wat ons miskien kan vra, is daar iets soos voorbereiding vir gebed? En die laaste ding, die Engelse woord sê dit lekker, wat moet my mindset, wat moet my ingesteldheid wees wanneer ek begin bid? Miskien moet ons met hierdie laaste een begin en dan werk ons so 'n bietjie na die ander vrae toe. Wat moet my ingesteldheid wees as ek begin bid? Jesus het sy disippels geleer om te bid. Wat moet in my binnekant aangaan om ons te help? Kom ons gaan na daai hoofstuk oor geloof toe. Hebreërs 11 en ek lees daar 3,5 of 2,5 verse. Hebreërs 11 vers 1, eintlik die hele Hebreërs praat oor al die geloofshelde deur die eeue. En by elkeen van hulle staan daar so ietsie. En ek gaan net van daai ietsies gou vat en net vir 'n oomblik daaroor stil staan. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Ek het nou die dag gesê, vir eeue het die mens geglo, en maak nie saak in watter geloof hulle was nie, het mense op aarde geglo dat hierdie realiteit word bepaal deur 'n geestelike. Ons is die eerste mense in die geskiedenis waar hierdie ding belaglik geraak het. Om te kan dink dat dit wat hier gebeur bepaal word deur 'n groter hand, 'n groter mag, 'n groter gees, 'n groter God. Hierdie verse sê dit soort van. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Vers 3. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. En dan 6a. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Ek wil eintlik by 6b uitkom, ek sien nou, ek het die verkeerde een gemerk. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wel, regmerkie vir ons belydenisskrifte en ons voorvaders, want in ons belydenisskrifte staan daar, as iemand nie 'n gelowige is nie, kan hy nie 'n goeie daad doen nie. Mense het baie keer hierdie vraag van, ja, maar wat nou van hierdie mense, hulle glo nie, hulle lewe beter as ander mense. Die voorwaarde vir by God goeie dade doen, is dat jy moet glo dat hy God is. As jy dit nie glo nie, tel die dade nie alles hoe goed. Goed, dan 6b. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en hoor hierdie volgende sinnetjie. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat die wat hom soek, hy beloon hulle. Vriende, kom ons praat oor watter mindset moet ons hê, en watter ingesteldheid. As ek na God toe gaan, hierdie wete, God beloon die wat hom soek. As ek na God toe gaan, wil God help. God wag om te help.
Vriende, Filippense 4 vers 6 en 7 sê so ietsie anders, maar ek wil dit tog gou bygooi in hierdie voorbereidings of in hierdie mindset gedagte. Filippense 4, 6 en 7. Dis daai gedeelte wat sê wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Vers 4, vers 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging. Gebed en smeking en danksegging. Vriende, daai 3 elemente moet ons nou onthou wanneer ons verder praat. So, as ons die vraag vra, wat is die hart van gebed? Wat is gebed en wat is nie gebed nie? As ons daai vraagie wil antwoord, ons moet na God toe kom, ons moet verwag dat hy ons gaan beloon, ons moet verwag dat hy luister en hy wil graag help. God wil hê ons moet na hom toe gaan. Maar vriende, wat is die hart? Is lofprysing gebed? As jy voor God kom en jy loof en prys net die Here en jy stap weg en sê ek het klaar gebid, wil ek vanmiddag vir jou sê, nee, jy het nie. Lofprysing is 'n gedeeltetjie van die gebedsaksie, maar dit is nie regtig die essensie, die kern van dit wat fisies as gebed beskryf kan word nie. Die kerngedagte rondom wat is gebed, en as ons uit Lukas uitkyk, uit Matteus uitkyk, en ons kyk verder na die Onse Vader, al daardie reëls, daar's basies 5 hoofreëls. Behalwe vir die aanhef, is al daardie reëls, maar die aanhef het ook 'n vraag in. Dit het 'n Here, ek kom na u toe vraag in. Maar die ander is almal vra. Die kern, die eienskap wat gebed werklik gebed maak, is om vir God te vra. En Filippense breek daai vraag op in 3 gedeelte. Hy sê gebed, smeek en dan kom die danksegging. Maar die danksegging vloei voort uit dit wat ek gevra het. Met gebed, met smeking. Hoe algemeen is dit dat mense vir u sê, ek het vandag in gebed tot God gesmeek? Glad nie meer algemeen nie. Mense verstaan nie gebed regtig meer so nie. Om die waarheid te sê, ek dink mense is al hoe meer besig om gebed glad nie te verstaan nie. En daar's basies 'n klomp klein goedjies wat ek vanaand noem, maar hulle weef so saam om 'n hele bal te vorm wat amper 'n bowlingbal raak. En as jy nie daai ding het nie, as jy nie hierdie klein goedjies doen nie, basiese goedjies nie, dan mis mense die bus en dan sukkel hulle regtig met gebed. Dan voel hulle begin bid die paar reeltjies, maar sjoep, die gebed is by hulle verby. Hulle gaan nie regtig in dit in nie. Vriende, om hardop oor jou probleme te loop en praat, of om net oor jou probleme te loop en dink, is nie gebed nie. Ek het 'n dosent gehad wat vir ons gesê het op 'n stadium, en ek het baie daaroor gedink deur die jare. Hy dink sy beste gebede is soms as hy net in sy studeerkamer sit en dink. En iets het my daaroor gepla. Maar ek het self op hierdie pad sukkel mense, baie keer sit en dink jy net oor goed, maar jy doen nie daardie tree nie. En ons wil nou by die tree uitkom. Om die Here te prys is 'n uitvloeisel van gebed. Dis 'n uitvloeisel van wie God is, en ek dink amper in die aanspreek van God kan die prys al bykom, maar vriende, om God net te prys is nie gebed nie. Want God wil hê dat sy kinders met hom kom praat. Ongelowiges worstel nie met God nie. Ongelowiges stry en beklei
nie met die Here nie. Maar gaan praat met die ouens wat werklik deur daai donker nag van die siel is. Wat werklik deur daai woestyntye is waar hulle moes vorm, waar die Here vir hulle blootgestel het, amper aan die geloofselemente vir hulle afgebreek het. En as hulle aan die ander kant uitkom, dan sê hulle vir jou, 'n gelowige worstel met God. Die aard van gebed is dat ware gelowiges, wanneer dinge gebeur en jy het nie vrede hieroor nie en dinge gebeur en dit is heeltemal iets anders as wat jy verwag het en die Here dan vir jou gesê, jy moet hierdie pad stap en nou kom klap hierdie goed jou rond. Hoe sal 'n vader voel as hy 'n plan het vir sy seun wat saam met hom boer? En hy weet dat die volgende fase van hierdie plan gaan nie lekker in sy seun se mens wees sit nie. En hy bly choopstil en hy sê vir die seun, nou moet jy dit en dit en dit doen en die seun gaan doen dit, maar dit klap vir hom onderste bo. Hoe gaan daai vader voel as die seun dit net sluk? As daai vader weet dat hierdie ding het sy seun totaal gerol, om sy seun hieraan bloot te stel en om deur hierdie ding te gaan is vir sy seun hel op aarde. En daardie seun kom nie na die pa toe en sê, pa, maar ek dog ons is 'n span. Hoe kan jy dit aan my doen? Weet jy waar deur is ek? As 'n seun dit nie doen met sy pa nie, is daar nie verhouding nie. Met ander woorde, meeste van ons Christene het nie 'n verhouding met ons God nie. Ons gaan nie na hom toe nie. Ons gaan sê nie vir hom, Here, ek dink ek is kwaad vir U nie. En tog is dit die kern van wat God by ons soek. Vriende, dankbaarheid vloei daaruit, aanbidding raak deel daarvan, om te sing tot eer van die Here is deel van God se naam groot maak. Dat om dankbaar te leef 'n spontane uitvloeisel is van om gered te wees. So ek wil nie kom sê deur te sê dis nie gebed in homself totaliteit, is dit nie gebed om net te prys nie. Daar kan tye wees wanneer jy net God prys, maar as dit nodig was om vandag te bid en jy het nie, maar jy het gekies om net te prys, dan het jy klein koppie getrek. Want God wag dat ons tot hom moet nader. Hy wag om die te beloon wat werklik na hom toe kom. Vriende, hoe bid ons? Hoe bid ons? Daar moet 'n tipe fokus wees. Daar kom 'n fokus om te vra. Die kere wat ek na my ouers toe moes gaan en gesê het, ek het nou vasgebrand, nou moet julle help, was moeilik. Ek het draaie geloop en uitgestel en op 'n stadium besluit, okay, nou moet ek gaan. En dan kom jy in en dan is die versoeking baie groot om as hulle vir jou vra, hoekom is jy hier? Wou jy oor iets gepraat het? Om dan te sê, ag nee, los maar. Versoeking is baie groot om dit te doen. Dan vat dit iets om te sê, ek moet met julle praat. Ek moet vir julle kom vra. So vriende, daar's 'n fokus rondom gebed en nou staan ons 'n klomp goed wat daardie fokus kan help. Luther het gesê vir gelowiges is dit goed om sommer 'n teks in die Bybel te vat en dit maak nie saak wat nie, maar lees net 'n stuk teks in die Bybel. Laat die woord se geklank jou net voorberei tot die gebed. Jou as te ware net inlei. Lees net 'n stuk Bybel as voorbereiding vir bid. En baie keer as mens na God moet gaan en sê vergewe my, Psalm 51, 'n goeie plek om te begin. Gaan lees eers Dawid se vergifnisvraag vir die Here deur en dan gaan jy na die Vader toe. Dan is julle sommer altyd so 'n soort van op dieselfde bladsy. Ander kere as jy ver van God af voel, Psalm 139. Gaan lees Psalm 139 dat hy weer net jou oë oopmaak. 'n Sekere plek waar jy kan stil raak en werklik fokus op God. Ek bid op baie plekke, maar daai kere wanneer ek voel nou druk die lewe regtig en nou is dit maak of breek, dan stap ek na my kamer toe, druk die deur toe en gaan val langs my bed op my knieë. Maar my normale bid in die dag om in stilte tyd in te gaan is om iewers te gaan sit, stil te raak, rustig genoeg te raak, te begin skryf en van daar af oor te gaan. So vir party mense is 'n sekere posisie belangrik, maar 'n posisie bepaal nie gebed nie, dit help. En dit kan wees dat jy 'n ritueel het later, van jy doen dit en dan berei jy jouself voor deur te gaan sit,
rustig te raak, bla bla bla. Liggaamshouding, het ons al iets oor gesê. Die Bybel praat nooit van, kom ons bid. Nooit. Jesus het opgekyk na die hemel toe, na sy Vader toe. Oop. So, deur die eeue het hierdie ding amper gebruik geraak, dat ons bid so. Ek verstaan in 'n groep mense is dit makliker, want jy maak jou oë toe en jy fokus op die Here, in plaas dat ons vir mekaar sit en kyk. Maar daar sou geleenthede wees waar die Gees tog deur 'n mens wil werk, deur te sien hoe iemand anders met God staan en praat, deur dit te beleef. So dis nie nodig dat jy toe bid nie, en asseblief, as jy agter die stuurwiel bid, moet glad nie die toe een probeer nie, al is dit hoe gelowig en hoe Christelik. Hou maar die oë oop, sit en bid maar so in die ry. Punt is, bestuur is lekker wanneer mens bid, want jy slaag gefokus. Jy fokus op die pad, en nou kan jy met die Here sit en praat, terwyl jy hier sit en kyk. So, vriende, daar kan 'n opgaan na gebed te wees, daar kan 'n gebedsplek wees, daar kan 'n stil word wees, dit kan jou spesifieke plekkie wees. Ek het ook al nie gehad getrap, dat ek so 'n geloofsverdieping wou beleef, en so 'n gebedsverdieping beleef, dat ek vir my hele gebedskamer gaan inrig het, 'n plekkie gebou het, en ek dink dit was in 'n kas of 'n ding waar ek nou nie vervolg, ek het nooit daar gaan sit en bid nie. Dit het my dae gevat om die plek voor te berei, 'n maatjie in te sit, en ongemaklik, ek het een keer daar gaan sit, en nou, dit is ongemaklik. So al die werk was net 'n distraction, dit was net 'n aflei. Vriende, maar nou kom ons by die Onse Vader. Die twee vertalings praat verskillend. Matteus, hoofstuk 6, en Lukas praat verskillend oor hierdie reëls van die Onse Vader. En ek sal nou vir u sê hoekom. Die Onse Vader het deur die eeue bekend geraak as die Onse Vader. Maar daar's 'n aanhef. En in Lukas is die aanhef net Pater. Die Grieks Pater, hoofletter Pater, Vader. So wanneer die gebed in Lukas neergeskryf word, skryf Lukas dat Jesus het vir sy disippels gesê, dis hoe mens bid, Vader, die aanhef. In Matteus, Onse Vader. Vriende, in die tyd waarin ons leef is aanspreekvorme iets wat besig is om by die deur uit te gaan. Veral in die Engels was daar 'n klomp maniere om 'n brief te begin. 'n Aanhef wanneer jy vir iemand skryf. Die maklikste vandag is nog om te skryf geagte of uwe. Maar selfs dit val al vreemd op die oor, want ons wêreld het in die vorm van 'n respek aanspreekvorm is besig om in die drein af te gaan. So bitter vinnig gaan dit seker wees, hi, of hello. WhatsApp is mos deesdae hello. Hoop dit gaan goed met julle. En dan chat as die hoop ons gaan goed is ook nie baie keer dan nie hello of hi. Maar vriende, die aanspreekvorm was ook 'n vorm van respek. Vader. Dit kom plaas ons in 'n sekere stand, in 'n sekere posisie teenoor die aangespreekte. Vader met 'n hoofletter. Ons hemelse Vader. Ons Vader, en dan staan daar in Matteus, wat in die hemele is. Vriende, hier sou 'n mens kon uitbrei. Ons Vader, ewige God, Skepper God. Ons sou kon dink aan alles wat God is, al die beskrywings, en ons sou kon begin, ons Vader, U wat omring is met lig, ewige God, Alfa en Omega. Daar is plek om 'n beskrywing te gee van God, en hoor mooi wat ek sê, die Onse Vader was nie gegee om die begin en die einde van gebed te wees nie. Dit was gegee as die beginwoorde van intelligente gesprek met die Vader, wat daarna sou volg. 'n verdere saamstap, saam praat oor alles wat daarna volg.
In Matteus staan daar, Pater Hemon oi entois uranois. Die Grieks werk so 'n bietjie anders. Dit begin Vader, en dan staan die ons na dit. Hemon is die woord vir ons. En daar 6 forme van ons, of 3 forme van ons, ek en ons. Dit was die eerste bladsy in Grieks, nadat ons die alfabet moes geleer het, moes ons hierdie goed geleer het. Maar Hemon is die woordjie vir ons. En dan het hy 'n sekere verbuigingsvorm agter, dat hy by die res van die sin kan pas. So, Pater Hemon sê, ons Vader. Dan is daar 'n ho tekentjie wat jy nie uitspreek nie. Jy lees hom maar, ho tois. Tois is die woord vir die. Weereens, die woord vir die is nie net die in Grieks nie. Elke vorm, meervoud woord het sy eie die. En daai woord verbuig dat hy saam met die meervoudsvorm pas. So, hier is iets baie interessants. Want Matteus se Grieks, die regte vertaling sê, Pater Hemon, ons Vader, in die hemele. Dit raak bekend as ons Vader wat in die hemel is. En net deur daardie, dis 'n u wat uitgelaat word. Want uranon of uranos is hemel, uranois is hemele, die meervoud. Dit maak nie sin vir die ouens, hoekom is hier 'n meervoud? Ag nee, 'n sekere oorskryffoutjie gewees. In plaas van uranon of uranos het die ou geskryf uranois. Hulle het 'n e ingesit. Kom ons vertaal dit weg. Kom ons gaan vertaal dit, ons Vader wat in die hemel is. 83 vertaling. Ek is baie bly vir die 2016 vertaling, want hy gaan vertaal dit weer letterlik, en hy vertaal dit reg. Ons Vader wat in die hemel is. Ekskuus, ek kan net gou by Matteus 6 uitkom. Daar's hy. 9a. So moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is. Dis verkeerd vertaal. Daar staan direk in die Grieks, ons Vader in die hemele. Wat is die gevolg om vir die wêreld te leer dit is ons Vader wat in die hemel is? Die gevolg was, jy die hele wêreld oortuig, God is ver weg. God is daardoor ver in die hemel. Dis vrek ver. Want as jy kyk oor die skepping en jy gaan hoor wat sê die ouens, hoe ver is ligjare en hoeveel sterre sien ons vandag wat al lankal gepoef het en dis nog net hulle lig wat hier aankom en die naaste planeet wat soort van kan lewe hê, hoeveel jaar dit sal vat om daar uit te kom. En as jy hierdie mind-boggling statistieke hoor en hoor hoe groot is die skepping en hy's nog besig om groter en groter te raak, dan die hemel, my ou, God is vrek ver. Dis nie wat daar staan nie. Die Griek sê, ons Vader, ons spreek hom aan, daar's 'n respek, ek is mens, ek is sondig, u is nie sondig nie, u is God, die ewige, u wat in die hemele is. En dan gaan doen jy 'n bietjie navorsing, wat het die hemele beteken? Weet jy waar is die eerste hemel? Die lig om jou kop. Hierdie, julle bly almal in die hemel. Die Joodse verstaan was, die eerste hemel is fisies die lig om jou kop. En as jy daai verklaring dan gaan verstaan, Paulus praat op 'n stadium, hy is weggeruk na die 4de hemel toe. Daar was iemand wat gesê het, hulle was in die 4de hemel gewees, en iemand anders tot in die 7de hemel. En dan sê hy, maar oor hierdie goed sal ek nie roem nie, bla 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 bla. Maar vriende, die eerste hemel is hier by my, die lig om my kop. Met ander woorde, God is hier, God is in die 4de hemel, God is in die 7de hemel, en tot in die uithoeke van die bestaan. Hoe sou ons dit reg kon vertaal, as ons dit bietjie met ander woorde wou sê, ons Vader wat oral is. Hy is hier, in die lig om my kop, maar hy is ook in die verste, wydste hemel.
Kom ons lees vir 'n oomblik 'n paar woorde hier in Psalm 139. Ek gaan daar vers 7 tot 12 gou vir ons lees. Dis een van daai psalms wat jy maar kan gaan lees voor jy begin bid. Maar kom ons hoor gou wat hier staan. Waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is hy daar? Gaan lê ek in die doderyk, is hy ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Psalm 129 verstaan ons Vader wat in die hemel is. Hy is oral. Waar sal ek gaan om van u teenwoordigheid te ontkom? Sou ek die duisternis kom vra om my weg te steek of die lig rondom my in nag te verander, maar vir jy selfs die duisternis nie donker nie of die nag so lig soos die dag. Maar dit stop hier nie, vriende. Want nou is die volgende ding. Ons het gevra, is daar 'n mindset, is daar 'n voorbereiding om na God toe te gaan? En as ek hom kom aanspreek, ons Vader, wie spreek ek aan? Wat moet deel wees van my voorbereiding of van my verwysingsraamwerk wanneer ek hierdie God kom aanspreek? Ja, ons het nou gelees, ons moet glo dat God ons wil beloon, die wat hom soek. Maar dis nie al wat in die Bybel staan nie. Kom ons lees net die volgende paar verse hier in Psalm 139, 13 tot 16. Wat staan daar? U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Vader, as ek na u toe kom, dan besef ek u is 'n intieme God wat op 'n besondere manier met my betrokke is. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek verseker, geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Here, die begrip is te hoog vir my, dis te wonderlik, ek kan nie, dis te groot. Nog 'n stukkie voorbereiding, nog 'n stukkie van die verwysingsraamwerk, Efesiërs 1, daarvan 3 tot 5. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. En dan gaan hy aan deur die bloed van sy seun. Vriende, ons moet vanaand hier kom staan en vir mekaar sê, dis baie maklik om oor die Onse Vader 'n preekreeks te gaan uitwerk. Dis baie maklik om hier voor te staan en laat ons bid, laat die spoeg spat. Maar die grootste probleem in ons voorbereiding en ons toenadering tot God, ons aanspreek van God is, ons het nie 'n idee nie. En hiermee gaan ek afsluit vanaand, dit gaan nog so 'n paar verse en 'n paar teksgedeeltes wees, nog so bladsy en 'n half se preek, maar dis my laaste puntjie vir vanaand. Jy het nie 'n klou nie. Ja, die Bybel beskryf hierdie God as 'n liefdevolle God en hy was intiem by ons betrokke nog voordat ons geskep is in ons moederskoot. Hy het die eerste sonaars gevat. Hy het geweet hoe ons gevorm word daar binne en hy het ons op 'n besondere manier aan mekaar gesit. Hy ken ons persoonlikheid. Ek sê baie keer mense praat 'n binnetaal en God praat daai binnetaal. Net jy en hy praat daai binnetaal. God loop 'n unieke persoonlike manier met elke mens en ek dink dit is deel van die excitement van God se werk. Dat hy met elke liewe mens 'n individuele besondere pad stap. Elkeen van julle is veronderstel om in jou lewenstyd die evangelie van en jou naam by te sit, te skryf.
Hier volg die evangelie van Gerard. En dan kan jy die storie vertel. En dan kan jy God se ingrepe vertel. En dan besef hoe hy al lank voor die tyd 'n klomp goed in plek gesit het. Jy het 'n evangelie wat besig is om af te speel in jou lewe en God is betrokke daarbey, maar die punt is jy het nie 'n klou wie hierdie God is nie. Ons moet bereid wees om te sê, ouens, ek het 'n idee, ek het 'n beeld van God, maar vriende, as ons wil eerlik raak, dan moet ons mekaar begin sê, ek is baie jammer, maar my beeldjie van God is bepaal deur 'n klompie goed. En as ek moet eerlik raak vir die meeste van ons, is daai prentjie van God nie vleitaal nie. 'n Vriendin, 'n teologiestudent se vrou het eendag gesê, en ons het so gepraat en ons het net geklik en gepraat oor 'n klomp van hierdie goed van die geloofspad. En toe sê sy, ja, daai keer as jy daai ding verkeerd gedoen het en jy stap by die huis uit en jy wonder watter wolk gaan op jou kop val, wanneer gaan God jou nou straf? En ons het lekker gelag want ek dink ook so. Ek kon assosieer met wat sy sê. Mense het hierdie gevoel van wanneer laat val die Here nou 'n klipjie op jou kop vanuit die hemel uit. 'n Stukkie meteoriet wat net mooi deurgebrand het, laat hy net so groot is en dwars deur jou val. Of sommer 'n grootte wat jou plat val. Ons idee van God is soos metaal wat 'n ongeluk was. Dit is soos 'n kar wat in 'n horribale botsing was. Ons beeld van God is geskenk en vernietig en vervrommel bo of verby erkentenis. Vriende, as ons wil eerlik raak, moet ons mekaar sê, ek het 'n idee van God en ek gaan na God toe, maar hier diep in my hart dink ek hy's wreed, dink ek hy's dit, dink ek hy's dat. Hier diep in my hart wantroue kom. Hier diep in my hart het ek nog nooit regtig eers daaroor gedink nie. God moet my eintlik mos maar versorg en dink, en God moet baie bly wees as ek met hom kom praat, want ek doen dit dan nou, ek doen mos nou die regte ding. Is hy nou nie bly nie? Is hy nou nie 'n slag gelukkig nie? Mens kan die man ook nie gelukkig hou nie. Ons dink hierdie goed. En eintlik moet ons mekaar kom sê, my idee en my prentjie van God is 'n klap in sy gesig. Ek het 'n spotprentjie in my binnekant wat ek baie keer sommer net toelaat om my beeld van God te wees. Dis niks anders as 'n belediging vir die liefdevolle, genadige God nie. Maar ons hoor daai woorde en ons weet, maar God sê ons moet na hom toe kom, so dis fyn. Maar vriende, besef jy, as ons iets moet beleef van die verheerliking van Jesus daar op die berg, as ons iets daarvan moes beleef vanaand, het ons op ons gesigte neergeval en het ons môre 'n sielkundige gaan sien. Besef julle dit? Dat as julle vanaand iets van die ware God moes beleef, het julle môre in 'n dokter se spreekkamer gesit. Daar het iets gisterand gebeur. Nou weet ek nie meer hierdie lewe. Nee, hel. Kom ons gaan na die negatiewe kant daarvan toe. Ek het 'n ouderling oomie gehad in een van my gemeentes, diep gelowige man. Hy het sy Bybel van voor tot agter geken. En toe gebeur daar die slegte kant van die geloofslewe. Ou, so 'n paar huise van my af raak demoonbesete. Dis nie iets waarmee ons baie in hierdie deel van die land te doen kry nie, maar gaan Durban toe, daar gebeur dit daagliks. Dit bestaan. Weet jy wat het Shakie gedoen toe hy by die huis inkom? Hy was geskok tot in sy fondasie toe. Nou wil ek eerstens sê, die ou wat na my toe kom en sê, ek dryf demone uit. Dit voel vir my ek kan vir hom slat met 'n regterhand, nê. En ek kan nogal hou neersit as ek moet. Maar daai keer kry ek die versoeking om 'n ou neer te wetter. Hoekom? Want jy speel nie met demone nie. Jy speel nie met die bose nie. Die Here het juis vir ons 'n wêreld gegee waar die kerk regeer en waar hierdie goed vir ons gespaar is. Dit het myself ook geruk. Maar ek het geweet ek moet vashou in die feit dat dit nie ek is wat hier staan nie, maar die Here. Maar Shakie het so asfal soos 'n laken by die huis ingestap. Hy het verby almal gestap. Hy het vir sy vrou gesê, nou vra jy nie my wat hier gebeur het vandag nie, en op die bed gaan lê en het daar gelê en slaap vir ure.
En toe het hy die volgende dag na my toe gery, bleek nog steeds. En my kom sit en sê, Dominee, wat ek gisteraand beleef het, weet ek nie waar dit in my kop, ek kan nie. Ek vra van hom, Sjakie, ons sê hierdie goed bestaan. Ja, maar Dominee, ek het nie gedink dit bestaan regtig nie. Dis die negatiewe kant. Besef jy, dieselfde reaksie gaan met jou gebeur as jy die goddelike kant, die heilige kant daarvan beleef. Ons gaan geskok wees tot in ons wese. As iets van God. Wie is God? Die woord sê vir ons, God is gees. God is gees wat nie 'n menslike vorm het nie. Jesus het 'n menslike vorm, want hy het mens geword en hy het onder ons kom woon, sê die woord vir ons. Maar besef jy dat God nie 10 vingers en 10 tone het nie? God die Vader tot wie jy nader, is 'n wese van lig. Dis gees. Hy is gees en hy is nie ons maatjie of ons speelmaatjie nie. Hy is die skepper van die wêreld. Hy is die een wat met sy asem die lewe geblaas het. Hy het die lewensasem in die mens ingeblaas. Hy is die gewer van lewe. Hy is die begin en die einde, die alfa, die omega, die begin en die einde. Hy is die grense. Vriende, ek wou gaan stil staan, ek kan myself daar gaan lees, met daai beskrywing van Jesus daar op die berg, waar sy klere soos weerlig geraak het, en sy gesig begin straal het van binne af. Maar wanneer ons na God toe kom, ons Vader, dan nader ons tot God, saam met Jesus, want as hierdie beginsel van 2 waar is, wat ek gisteraand genoem het, dan is dit ek wat saam met Jesus wandel, en as ek in my gebed ingaan, hoekom gaan Jesus die pad vat? Ek en Jesus stap saam by die Vader in, ons Vader. Die Heilige Gees is betrokke, want hy is die bemiddelaar, wat ons gebede met woorde, wat nie altyd in woorde gesê kan word nie, klanke en versigtinge by God uitspreek. Hy maak ons hartsbegeertes aan God bekend, so die Heilige Gees is daar betrokke. Maar ons bid nie net saam met hier en nou nie, want gaan lees weer Hebreërs 11. As jy mooi lees deur daai verse, daar staan daar, dat hulle getuig nou nog deur hulle geloof, Abel. Dit staan daar by Abel. Wat is dit sommer gou lees? Hebreërs 11. Omdat Abel geglo het, vers 4, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offer aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog. Deur dieselfde geloof spreek hy nou nog. Dit het my laat dink aan daardie bak van wierook van gebede voor God en dat ons geloofsdade bly praat selfs na die dood. Dat ons 'n skare van geloofsgetuies rondom ons het, Hebreërs 11. En wanneer ons in daardie gebed ingaan, vriende, gaan ons in 'n ander realiteit in waar Elia en Moses sommer met Jesus kom praat, moet ons besef, ons praat met God die Vader, maar ons is nou in die werklike realiteit. En hier is meer aan die gang as wat ons kan dink of doen. Hier is meer aan die gang as wat ons besef. In Jesaja 6, en daarmee sluit ek af, het Jesaja iets daarvan beleef. Ek lees ons daai eerste paar woorde, hoofstuk 6 vers 1 tot 7. En daarmee sluit ek af en dan gaan ons net die Onse Vader bid as 'n slotgebed. Ek het hierdie teks die eerste keer gehoor deur John MacArthur wat 'n preek hieroor gemaak het. En hy het dit in die American Standard gelees en wow, dit het my weggeblaas. Ek het dit oor en oor bly lees. So klink dit in Afrikaans. In die jaar van koning Josia se dood het ek Jahwe gesien. Nou onthou in die Ou Testament het hulle die woordjie vir Jahwe, dis net 4 lettertjies, y, of dit lyk soos 'n y, dit lyk soos 'n w, en dan 'n h weer aan die einde, daar's nog eene, Jahwe. Maar die
Jode praat glad nie met vokale in hulle taal as hulle skryf nie. Hulle vokale spreek hulle uit, hulle weet wat dit moet wees. Hulle skryftaal het glad nie A's en E's en O's en I's en so aan in nie. Maar uit respek, wanneer daar gelees is in die Bybel, het Jode nooit die woord Jahwe uitgespreek nie, en daarom weet ons nie vandag of dit Jahwe of Jehovah of wat is nie, want dit het verlore gegaan hoe hulle dit uitgespreek het. Ons weet nie hoe dit moet klink nie. So, wanneer hulle Jahwe gelees het, het hulle Elohim, God gelees. Want Elohim kon hulle sê, maar Jahwe wou hulle nie sê nie, die Here. In die jaar van koning Josia se dood het ek, in die Jode sou lees, Elohim gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderstaande van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Ek lees nou baie vinnig, het jy gehoor wat daar staan? Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed, met ander woorde die soem van sy kleed, het die tempel gevul. Wat is dit? Glorie. Sy kleed wat van hom afvloei, vul die tempel, die soem daarvan. Hier's absolute glorie in hierdie plek. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete. Hoekom? Want jy waag nie na God kyk nie. Hoekom sy voete? Want hierdie is heilige grond. Jy waag nie hier trap nie. En met 2 het hy gevlieg. 6 vlerke, maak sy oë toe, maak sy voete toe, want hierdie is absoluut heiligheid, en met 2 vlerke vlieg hulle. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kosyne gerammel, en die tempel vol rook geword het. Ek het uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore. Vriende, hoe nader ons tot God? Hoe gaan ons na God toe, wanneer ons gaan bid? Dit sal goed wees as ons maar elke dan en wan net vir 'n oomblik gaan stil raak, in ons voorbereiding om nou met God te gaan praat, en net toe te laat dat hierdie goed weer deur ons gedagtes opkom, en dan gaan ons na die God toe, wat kan doen, kan gee, kan antwoord. En dan nader ons tot hierdie God, ons Vader, wat in die hemel is. Laat die naam geheilig word. En dan kom ons by gehoofde. Ek gaan afsluit deur net vir ons die woorde van Matteus 6 te lees, en so dan die gebed vir ons te bid. So moet julle bid. Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Amen.